Moes gister op WhatsApp het ek 'n bietjie van die mimiekinders gevra om my te help met handelsmerke vandag en watter tipe mens dra watse tipe klere. Jy sien handelsmerke of soos die Engelse sê brand names, sê as jy praat van kleredrag, speel 'n geweldige groot rol in ons samelewing vandag. Ons as mense is lief daarvoor om sekere handelsmerke te dra. Dit sal nie vreemd wees om vandag van kop tot tone byvoorbeeld gebrand te wees met een of ander merk van 'n maatskappy of 'n klere maatskappy. Wanneer ons skoene of draftekkies of 'n paar jeans aanskaf, dan is ons lief daarvoor om goeie kwaliteit aan te skaf. Ons hou van 'n Levi of 'n Guess jean. Dit sê iets oor jou, nee. Dit sê dat jy deel wil wees van hierdie mense wat hou van kwaliteit, hierdie mense wat hou van om die ingroepie te wees. Jy sien brandnames of handelsmerke, sekere handelsmerke sit jou in 'n sekere kategorie. En ek gaan nou vir verduidelik hoe sê dit aan by ons teks vandag. Kom ek noem vir julle 'n voorbeeld. As jy iemand sien wat Kiwi of Jeep klere dra of wat klere by Cape Union Mart, Q&Co. As jy mense sien wat sulke klere dra, dan is die kans goed dat daai mense hou van buitelug en jy kan hom kategoriseer en sê maar hierdie ou is iemand wat van buitelug hou. Buitelug sport, stap, avontuur, jy kan hom in 'n kategorie plaas. Iemand wat Hurley of Billabong klere dra is iemand wat 10-1 hou van die surfer kultuur. Of RVCA het ek ook gehoor. Ek sien dit gereeld in Jeffries. Sien jy hierdie handelsmerk. Of as jy 'n rugby trui of 'n verstommers hemp dra, dan kan ons sê maar jy ondersteun die rugby. Dis vir jou iets waarvan jy hou. Dis kan 'n mens jou maklik uitken aan die tipe mens wat jy is deur te kyk na die merkteken op jou hoed of op jou hemp, jou broek of op jou skoene. Nou ja, dit is in die, kom ons noem dit maar die speelwêreld van ons mense. Maar die Bybel praat van baie belangriker merktekens. Dis vol daarvan eintlik. As jy begin kyk dan al in Eksodus 13 vers 9, Deuteronomium 6, lees ons al van hierdie merktekens. Maar kom ons kyk vanoggend na hierdie merktekens en ons gaan fokus op Openbaring 13. Jy kan daar oopmaak. Ons van vers 11 tot 14 vers 5 lees en ook 4 verse uit Openbaring 7. Nou Openbaring is 'n boek wat geskryf is aan die vervolgdes wat versprei is oor Klein-Asië en hulle is onder geweldige vervolging gewees. Kom ons begin by Openbaring 7 vers 1 tot vers 4. Hoor mooi wat sê die Here. Hy sê daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie mag gegee is om die land en die see te tref en het vir hulle gesê: Moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144,000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Kom ons stop daar. Belangrik daar wat jy moet raak sien is die feit dat die Christene, die 144 simbolies vir al die Christene gemerk is met die seël van God. Goed, kom ons kyk na Openbaring 13. Ons lees vanaf vers 11 tot 14 vers 5 en ons gaan nie vandag kan uitkom by die teenstellings wat in hierdie gedeelte is nie, maar dit is 'n ongelooflike ryk teks. Kom ons begin by vers 11, die dier uit die aarde. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan
om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. En laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensegetal. Sy getal is 666. Toe ek die lam op die Sionsberg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied, daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Hulle is onberispelik. Kyk hierso aan hierdie gedeelte vir my na vers 16 en 14 vers 1. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. Vers 1, 14 vers 1. Toe ek die lam op die Sionsberg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. Julle nou Openbaring 12:13 val in die gedeelte in Openbaring, dit is tussen die hemelvaart van Jesus Christus en sy wederkoms. Lees ons van die aanslag van die duiwel op die mense. Nou ons lees hiersom van 2 merktekens. Ons het gelees van die merk van die dier en ons het gelees van die merk of die seël van God. Kom ons kyk volgende na hierdie 2 verskillende tekens, of merktekens. En ons gaan by elkeen die volgende vraag vra. Net om dit eenvoudig te maak, want dit is 'n geweldige komplekse gedeelte. Wie gee die merkteken? Wie ontvang die merkteken? Wat beteken die merkteken en wat is die uiteinde van die wat die merkteken dra? En dan maak ons 'n paar gevolgtrekkings oor hierdie gedeelte vir ons vandag. Eerste, die merk van die dier. Nou ons het gelees nou hierso in vers 16 dat die merk is 'n onsigbare merk en dit is op die regterhand en op die voorkop kry ons hierdie merk. Maar kom ons vra vir mekaar, wie is dit wat hierdie merkteken vir mense gee? Eenvoudig kan ons sê natuurlik is dit die duiwel, of die Satan wat dit gee. Maar hy word baie interessant beskryf en ek wil hê jy moet sy metode van hoe hy te werk gaan raak sien in hierdie gedeelte. Ons lees van die Satan in Openbaring 12 as die draak en hy 2 helpers, die dier uit die see en die dier uit die aarde, waarvan ons gelees het in hoofstuk 13 vers 11 tot vers 18. Nou, die dier uit die see, as ek dit kan verduidelik en volgend, is die, wat ons noem die antichrist. Die draak het vir hom mag gegee en hy doen wonderlike dinge en dan volg mense die draak oor die mag wat hy vir die dier uit die see gegee het. So hierdie draak het ongelooflike wondertekens wat hy doen en mense aanbid hom. Die dier uit die aarde weer, waarvan ons gelees het, is die, kom ons noem dit eenvoudig, die minister van propaganda. Hy is die bemarker. Hy is die een wat sorg dat die mense die dier uit die see volg. So hy bemark die antichrist. Hy bring misleiding, hy bring verwarring. Hy besoedel mense gedagtes, dade en denke. Sy doel is om die hele wêreld teen God en sy mense te draai. Hy bring verwarring op die aarde, hy sit dinge op die aarde neer wat maak dat ons die dier wil volg. En hy slinks, ons lees daar dit is daai tipiese spreekwoord waarvan ons hoor van hy's 'n
Hy's 'n wolf in skaapsklere. Nee, hy subtiel, hy slinks. Maar daar staan, maar sy stem, as hy praat, klink dit soos die van 'n draak. Nou vir die eerste hoorders wat hierdie gelees het, Openbaring gelees het, was daar groot misleiding vir hulle gewees, wat die draak op hulle pad gesit het. Dis maar om een te noem, nee, en dit is die keiseraanbidding. As jy nie die keiser aanbid het nie, was jy vervolg gewees. So mense se lewe was in gevaar gewees, en hulle moes kies tussen die Here of die keiser. En so oor die eeue sien ons die tipe metodes wat hy gebruik om ons weg te lei van God af. Ek dink vandag sou iets soos die eie ek, die fokus op die self, die fokus om dalk meer te wil hê en jou vreugde daarin te soek, materialisme, is dalk iets wat vandag oor ons pad of oor ons paaie geplaas word, wat ons weglei van God af. Wie ontvang hierdie teken? Nou, dis mense wat tipies teen Christus is. Dis mense wat haatlik is teen God, sy woord en sy mense. Hierdie mense word verlei deur 'n beter alternatief as God, of die leuen daarvan. Hy sê, maar hier is baie beter. Kyk, jy gaan onmiddellik iets voel, wat gaan vir jou lekker wees. Kry dit. Aanbid dit. Maak so. En is subtiel, nee, onthou, dit is soos slink soos 'n slang. Dis mense wat nie ander mense liefhet nie. Nee, dis mense, jy kan dit sommer sien. Nee, soos wat jy mense sien wat 'n sekere merkteken dra van klere, en dan kan jy sien hy hoort in daai kategorie. Deur na mense se gedagtes en dade te kyk, nee. Onthou 'n bietjie, as ons praat hierso van die simbool op die hand en op die voorkop, is dit simbolies vir dit wat jy doen, jou dade en jou gedagtes, dit wat jy dink. Jy kan dit sommer sien in hoe hulle dink en wat hulle doen. Wat 'n tipe mens dit is. So hierdie dier beïnvloed hulle gedagtes en hulle volg hom. Nou, wat beteken hierdie merk? Nou, ja, daar's al oor die jare, moes jy al e-posse gekry het oor wat die 666 beteken en wat die merk van die dier is. En daar is al gesê, dit is 'n barcode op die voorkop, of is 'n chip in jou hand, en of jy moet gescan word, dan het jy nou die merk van die dier. Maar as jy Openbaring simbolies lees, soos wat ons dit moet doen, dan is die nommer 666 waarvan ons lees hier in Openbaring, is die duiwelse getal. Kom ek verduidelik vir u iets daarvan. Ek dink dit is algemeen duidelik dat die getal 7 is God se getal, nee. Dis die getal vir volmaak, nee, die getal vir volheid. En die nommer 6 is die getal van onvolmaaktheid. Dis die getal van mislukking. En dis die duiwelse getal. En toe ek daaraan gedink het, toe ek begin preek maak hieroor, toe dink ek, maar mense is baie keer so bang vir die 666. Maar as jy mooi daaraan dink oor die betekenis daarvan, dan is dit eintlik 'n wonderlike ding vir ons wat in die 7 wat in God glo, want dit dui op die duiwelse onvolmaaktheid. Dit dui op die drie-eenheid van onvolmaaktheid, nee, die draak, die diere die see en die diere die aarde. Onvolmaaktheid. Hulle wend pogings aan en dit lyk of hulle gaan wen, maar dan misluk hulle. En dan wend hulle weer poging aan en dan misluk hulle. Nog nooit het God nie gewen nie. Maar inteendeel die oorwinning is al aangekondig, nee, ons is nie in 'n tussentyd. So die duiwel is 'n 6, en is onvolmaak. Dis daai onsigbare teken wat ons van gepraat het op die hand, wat dui op die dade, en regterhand dui ook op gemeenskap, op vriendskap, is mense wat hande vat teen God. En natuurlik die gedagtes is filosofieë of denkpatrone wat mense volg, wat hulle dan weglei van God af. Nou ja, wat is die uiteinde? Ons almal weet wat is die uiteinde van die wat die teken dra. Openbaring 14 sê dit vir ons duidelik, en ek gaan dit sommer vir julle lees uit die skrif uit. 'n Derde engel het agter die eerste 2 aangevlieg en hard uitgeroep: wie die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op. En hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar. Genadiglik is daar 'n ander teken waarna ons moet kyk. Dis die merk
of die seël van God? Nou kom ons gaan weer, dieselfde paar vrae ook vir hierdie gedeelte, nê? En dis so eintlik vir die hand liggend. Wie gee hierdie merkteken? Ons lees, dis die Vader en sy Seun se merkteken wat op die voorkoppe van gelowiges aangebring word. Wie ontvang die merkteken? Staan ook duidelik vir ons daar, nê? Dis mense wie se naam in die boek van die lewe staan. Dis mense wat hierdie merkteken ontvang. Dis dienaars van God. Dis mense wat van God liefhet met jou hele hart, siel, verstand en met al jou kragte. En jou naaste soos jouself. Dis mense wat God se goedheid reflekteer in hoe hulle lewe. Ons het nou gebid toe ons gedoop het. Dis mense, jy kan hulle weer eens sien, nê? Soos jy 'n merkteken kan sien en kan kategoriseer en sê, dis so 'n tipe ou, jy kan sien aan sy dade en sy gedagtes waar hy hoort. Dis mense wat vir Jesus volg. Dis die mense met hierdie merkteken. Jy kan hom sien. Wat beteken hierdie merkteken of hierdie seël? Nou, 'n seël het 3 kenmerke. Vir die kinders, julle wat dalk ons e-pos deesdae goed, ons plak nie meer goed op of 'n konings, ek gaan nou vir verduidelik wat hierdie seël is. Nou, 'n seël het 3 kenmerke. Nommer 1 is dit voorkom vervalsing. Konings, keisers in die ou tyd of in die vroeë jare het 'n seël op 'n brief gesit en wanneer hierdie brief dan in die markplein voorgelees word en almal sien hierdie seël, weet hulle maar hierdie brief is eg. Hierdie brief is van keiser Augustus of keiser Nero of Julius Caesar of wie ook al. So dit voorkom vervalsing. Jy weet hierdie brief is eg. Jy weet hierdie brief verseker eienaarskap van wie die brief afkom byvoorbeeld of hierdie seël, nee. So die seël voorkom vervalsing. Dit verseker eienaarskap en dit verseker egtheid, nee, dis waar, dis eg. So as ons hierdie 3 goed toepas op ons geloof, dan is die seël van God, dan sê dit, as jy die seël van God het, dan is jy deel van God se familie. Jy is duur gekoop deur die Seun met sy bloed en jy is gevul met die Gees. 3voudige betekenis. Die Vader verseker 'n lewe saam met hom. Ons het dit gesien met die doop. Niemand sou jy kan wegruk van God af nie. Jesus het duur betaal met sy bloed. Tweede ene. En die derde ene is ons het die Gees wat ons verseker dat ons aan God behoort. En net om dit vir u te bewys. Kyk wat staan in Efesiërs 1:13. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. En dis die werk van die Gees. Hy verseker ons dat ons aan God behoort. Dis wat ons vandag hier met die doop gesien het. Nee, die doop is 'n simbool of 'n seël dat die Heilige Gees vir Andrew deel gemaak het van die familie van God. En dat Jesus vir hom gesterf het en dat die Heilige Gees in hom is. En ons het dit gebid dat julle ouers die verantwoordelikheid het om ook vir Andrew die regte dade en gedagtes te leer en dat hulle dit by julle sal sien. So die Gees doen dit primêr, maar ons as ouers het natuurlik ook 'n verantwoordelikheid hieroor. En wat is die uiteinde van die wat die seël van God dra? Openbaring 22. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het die lig van 'n lamp en die lig van die son nie nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Ek dink nie eers ons behoort of moet uitbrei op hierdie gedeelte nie. So in hierdie wêreld is daar uiteindelik 2 merktekens. Jesus Christus in en die Satan se. Die duiwel merk sy eiendom, nê, hy brandname hulle. En ons sien sommer gou wie dit is. Genadiglik merk Jesus sy kinders ook. Met sy bloed was hy die handelsmerk van die duiwel af. En die wat in Jesus glo sal lewe vir ewig. Goed, maar wat sê dit vir ons? Wat beteken hierdie ding?
Hoe lyk jou dade en jou woorde? Nee, wat gaan in jou gedagtes aan en wat gaan in jou dade aan? Hoe lyk jou loop en jou praat? Mense wat nie vir God ken of nie die Bybel lees nie, wat lees hulle by jou? Wat sien hulle by jou? Net soos wat mense sekere soort handelsmerk dra en mense uitken daar volgens, net so kan ander mense ons uitken. En as hulle na jou lewe kyk, wat sien hulle raak? Wat jy sien, ons is lief daarvoor om te kies watter teken, en ek dink nie dit is moontlik nie, maar dit kom uit in ons gedagtes tog. Ons is lief daarvoor om te kies watter teken ons wanneer wil dra. Maar jy kan nie albei dra nie. Want die ander merkteken is afgewas. Jy kan nie sê jy glo, maar dan bewys jou woorde en jou dade dit nie. Jy sien, want Christus het 'n duur prys betaal, en die dood is oorwin, en die houvas wat die duiwel op my en jou gehad het, oor ons gedagtes en ons dade, hy het nie meer houvas op ons nie. Ons is in staat gestel deur die Gees om dit te oorkom. Daarom pleit die Here by ons, op 'n paar plekke, ek haal vir julle 2 aan, dat ons gedagtes moet nuut word, Julle gees se gedagtes moet nuut word. Efesiërs 4. Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Hy praat ook van die dade, Efesiërs 2 en Galasiërs 5. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Moet ons meer sê hoor, ek twyfel. Wat sien ander mense by jou? Maar die ander punt van hierdie gedeelte wat Openbaring 13 en 14 vir ons sê vanoggend, praat ook oor volharding en hoop. Jy sien die eerste lesers wat hierdie gedeelte gelees het, ek het gesê hulle was onder vervolging. Hulle moes die keiser aanbid en was vervolg met die dood as hulle nie gedoen het nie. Maar die gedeelte sê vir ons, julle en jy moet dit hoor, daar kom 'n einde aan verdrukking. Daar kom 'n einde aan al hierdie sleg in die wêreld. Daar's iets om na uit te sien. Die mense wat hierdie gedeeltes gelees het, hulle ken die hele storie, want Openbaring vertel vir ons wat tot aan die einde gaan gebeur. So vir hulle was daar hoop gewees as hulle Openbaring gelees het. Hulle het goed gelees, soos Openbaring 19 vers 20. Van die dier is toe gevange geneem en saam met hom ook die valse profeet wat die wondertekens vir die dier gedoen en daarmee die mense mislei het wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Hulle twee is lewend in die vuurpoel gegooi met die swaal wat brand. Hulle het dit geweet, so hulle het geweet in hierdie moeilike tyd waarin ek nou is, daar kom 'n einde. Hierdie storie einde goed. My lewe einde goed. Daar kom 'n einde aan die sleg, verleiding, verdrukking in hierdie lewe. En dit is 'n goeie einde. Al voel dit nie nou vir jou so nie. Ek weet nie waar jy op die oomblik gaan nie. Ek weet nie watter aanvalle jy nou trotseer of watter versoekings daar op die oomblik op jou pad is of in jou lewe is. Of wat 'n beproewings jy op die oomblik moet deurgaan of net dit wat jy op die oomblik as geestelik beleef nie. Openbaring 13 en 14 wys daar kom 'n einde en dit is 'n mooi einde. Hou vas aan die geloof. Niks wat jy nou beleef sal jou van God kan wegruk nie. Dis nie 'n merk is. Die syne. Hy sê dit so mooi, Romeine, dat geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, en ek dink onder dinge kan jy enigiets verklaar, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Jy is ewige lewe gewaarborg, hoor baie mooi. Voel maar net 'n slag in geloof aan jou voorkop en jy sal weet dis waar.
Kom ons bid saam. Grote God, aan U die eer, want dis heerlik waar U regeer. Vader, dankie dat ons as gemeente, as familie vanoggend bemoedig en vertroos kon word met woorde wat ons nodig het om te hoor. Dankie dat ons kan weet dankie dat ons, Here, die volle prentjie het. Dat ons weet dat ons lewe goed gaan eindig. Dankie vir daai vertroosting wat ons vanoggend kan hê. Here, U ken ons harte. U ken dit wat op die oomblik in ons lewe geplaas word, wat vir ons 'n geweldige uitdaging is. U ken ons hartseer en ons vreugdes. U weet van beproewings wat op die oomblik daar is. U weet watter geestelike aanvalle ons op die oomblik ervaar. Here, dis ons gebed vanoggend dat ons as Christene mekaar sal bystaan in sulke tye. Here, maar bo dit dat ons nie ons geloof sal verloor nie. Want ons weet daar's 'n einde. Ons sien wat gebeur met die dier wat hierdie dinge veroorsaak in ons lewe. Ons vra vir geloof. Ons vra vir wysheid en vir geduld in hierdie tyd. Here, beskerm ons. Ons weet, die belofte is vas, niks wat ons uit die hand kan ruk nie. Here, maar partykeer voel ons alleen. Partykeer voel dit of ons nie in die hand is nie. Verseker ons volgende dat ons in die hand is. En dat ons die teenwoordigheid sal voel. Vader, vergewe ons. Ons wat partykeer in ons gedagtes en in ons dade nog iets wys wat nie U goedheid reflekteer nie. Wil U ons asseblief ons gedagtes rig dat dit nie sal wees, ons dade dat dit nie sal wees, dat ander mense wat U nie ken nie, dat hulle U in ons sal lees. Here, ons het wysheid nodig om dit te doen. En selfbeheersing. En ons weet dat U 'n duur prys betaal het vir ons om dit te kan doen. Geef ons 'n wil om dit te doen. Geef ons 'n wil om agter Jesus aan te stap en te dink soos Hy gedink het en te doen soos Hy gedoen het. Dankie vir die onsigbare merkteken wat U op ons voorkoppe gemaak het. Aan elkeen wat glo dat Jesus die Here is. Dit is ons gebed vanoggend. Amen.